Die geskiedenis van die Komani San. Die San was die eerste mense wat in Suidelike Afrika gebly het 120.000 jaar gelede. Hulle was swerwerjagters. Hulle het nie net op een plek gebly nie, hulle het getrek daar waar lewe en water was en het gejag met pyl en boog. Navorsing toon praktyke soos volstruiseiendoppe, pyl en boog en rotskuns. Het vir 25 jaar plaasgevind en hierdie antieke praktyke word nou gekyk na as tradisionele handwerk wat gemaak en verkoop word met die ondersteuning van die gemeenskap. Die geskiedenis weer van die Khoi is dat hulle pastorale volke was. Hulle was veewagters vir 8000 jare in Botswana en Namibia. Hulle het 2000 jaar gelede na Suid-Afrika gekom met beeste en skape. En dan die Khoisan. Kort nadat die Khoi en die San ontmoet het, die Bantu sprekende mense na Suid-Afrika gekom en agro-pastoralisme beoefen en dit was 800 jaar gelede. Die Bantu sprekende mense se interaksie met die San mense en die dominante kulture en tale in die moderne dagse Suid-Afrika was gevorm deur die kontak, byvoorbeeld San kliks in Bantu taal soos Xhosa. San van die Suidelike Afrika is nie net een etniese groep nie, daar is verskillende uitsonderlike gemeenskappe wat oor 25 verskillende Khoisan tale praat. Daar is steeds 'n noue verhouding tussen die Noortaal van die Kalahari en ander Bushman Khoisan tale wat gepraat word deur mense in die Drakensberg en van mense van suid van die Oranje rivier. Geen settlers het ingekom in die Kalahari en die San mense gepla voor die 19de eeu. In 1860 het sommige baster en kleerlinge in die Kalahari ingekom. In 1904 het Nama-rebelle in Kalahari ingekom tydens die uitbreek van die Nama-Duitse oorlog. Gevegte was geveg. Suiderlike Kalahari verplaas sommige San en forceer verskillende etniese groepe om by mekaar te kom. En tussen 1904 en 1908 het 'n Nama-rebel genaamd Skapi van Namibia af gekom na die Kalahari om die San mense te kom waarsku van die Nama-Duitse oorlog wat uitgebreek het in Namibia. En so Skapi nou van Namibia afgekom het Skapi me so geloop en so sy gekom het Skapi die mense gewaarsku en gesê die oorlog, die Duitsers is op pad. So begin kruip julle weg, gaan na digte plekke wat hulle nie weet waar julle sal is nie. En so het Skapi op die hoogste duin op Witdry gaan staan en Skapi het gekyk hoe ver die Duitsers is. En hoe sien Skapi, daar kom die Duitsers aan. En daai oomblik toe sien die Duitsers ook vir Skapi en hulle sit toe vir Skapi agterna. En so Skapi nou hardloop en Skapi moet nog vinniger hardloop want hulle weet nou waar Skapi is en dis duin op en duin af. En later hoe Skapi in die rivier kom, dus Skapi so moeg, het Skapi gesien daar's die kapteinboom en die kapteinboom se stam is so dik. Skapi kan nou lekker agter hy boom wegkruip. En toe Skapi by hy boom kom, toe Skapi so moeg en Skapi gaan sit net daar teen hy boomstam. En so het die Duitsers toe vir Skapi by die boomstam gekom kry en vir Skapi met toue vasgemaak aan Skapi se hande en aan die pere vasgemaak en hulle sleep toe vir Skapi van die kapteinboom af na die ander boom toe wat ons nou noem die Skapi se boom. En hulle het vir Skapi aan die boom vasgemaak, geblinddoek. En omdat Skapi 'n kort Bushman was, sal julle sien hier in die boomstam, sien julle die 7 gatte, hoe hulle vir Skapi geskiet het teen die boom. En Skapi het hulle klaar vir Skapi geskiet en hulle is toe weg. En van die mense vir Skapi, die Bushmans wat oor was, wat daar rond was, het toe vir Skapi gevat en daar by die boom begrawe. So julle sal sien hier sit Skapi se graf ook en later het van die ou mense wat ook gesterf het, is ook daar begrawe. So dit is die verhaal van Skapi wat dan ook deel van ons geskiedenis is. Die oorlog het gevolg tot wit mense wat vereis dat hulle die grens moet tem en sandgronde was aan wit settlers gegee as plase vir boerdery. En in die vroeë 1930s, toe die Gemsbokpark wettig ontstaan het, is pogings aangewend om die sand te beskerm, maar met geen waarborg.
Die is toe later uit die park gesit en van hulle het na nabye plase buite die park gaan werk as arbeiders, terwyl ander verkies het om in die park aan te bly as arbeiders in die park. Die San was toe steeds toegelaat om tradisionele jag uit te voer in die 1940s, alhoewel in 1936 70 San mense gevat is op die uitbuitende uitstalling toer saam met Donald Bain en sommige het nooit teruggekeer park toe nie. In 1948 was die Boesman-identiteit nie meer langer erken onder die nuwe apartheid-regering nie en alle San mense was forceer om as kleerlings te registreer. En in 1972 het alle oorblywende sogenaamde Boesmans is uit die Gemsbokpark gesit en die uiteindelike nie gebruik van taal en kultuur het gelei tot die feit dat mense geglo het dat die Boesmans uitgesterf het. Een van die groepe het in die Wes-Kaap gaan vestig en in die 1990s het die leier Regopstaan Kruiper 'n groep eisers gelei om hul land en identiteit te eis. Hulle het die aandag van Roger Channels, 'n menseregte prokureur, getrek en Channels en oom David Kruiper het met die grondeis begin. In 1999 was die eis suksesvol vir 40.000 hektaar buite die park wat dan die 6 plase insluit en 25.000 hektaar in die park en was bewys dat San mense in die park geleef het deur stories wat die San oudstes vertel het. San grond in die park was oorhandig aan die San gemeenskap in Augustus 2002. Die gemeenskap het ook vir omtrent 10 jaar gesukkel om die grond van die gemeenskap eien binne in die park as 'n wêrelderfenisgebied te verklaar. Want die gedeelte binne in die park het 'n meer emosionele eienaarskap by die gemeenskap teweeggebring. Grotendeels omdat dit die beste gedeelte was van die grond wat of nog steeds is van die gemeenskap om die tradisionele kennis aan die jonger generasie soos ons en aan die kinders oor te dra deur middel van die veldskole en die jeugbesoeke. En in Krakow in Julie in 2017 is daai gedeelte gesamentlik met die hele gedeelte, die Suid-Afrikaanse gedeelte van die Transfrontierpark as 'n wêrelderfenisgebied verklaar. En hierdie wêrelderfenisgebied, sowel as die hofskikking van 2014, het weer eens bygedra dat daar meer klem gelê word op die gemeenskapsontwikkelingsproses en meer departemente sowel as ander belanghebbendes het dan die nood gesien van die gemeenskap se eie filosofie omtrent ontwikkeling. En dit het bygedra dat die departement van omgewingsake 'n verdere 25 miljoen beskikbaar gestel het vir die gemeenskap vir verdere ontwikkeling in die wildbedryf-ekonomie om die huidige projek wat tans deur die Komani-San VGE kantoor bestuur word, nogtans te versterk in terme van ontwikkeling. Dit het ook bygedra dat Sanparke van Suid-Afrika hierdie jaar die gemeenskap se bydrae tot die bewaring van Galagadi Transfrontierpark as 'n gemeenskap vereer word deur kudu toekenning van Sanparke waarby hulle die gemeenskap 'n verdere R20.000 as deel van die prys en erkenning as vir die gemeenskap se betrokkenheid en bewaring by die Galagadi Transfrontierpark. Ons weet dat daar baie mense is wat ons gehelp het met die grondeis. Ons wil mense bedank soos David Grossman, Philippa Holden, Roger Channels, Nigel Kroll, die Suid-Afrikaanse San Instituut en ander belangrike rolspelers. Met al hulle hulp en die insette van lede van die gemeenskap het ons uiteindelik ons eie grond. Ons weet dat ons leefwyse dagliks verander en ons kan sien hoe die westerse leefwyse en selfs tegnologie ons lewens raak. Maar as die Komani-San het ons 'n toekoms. As gevolg van ons unieke kultuur is ons erken as 'n wêrelderfenisgebied
en daarmee het ons 'n toekoms. 'n Toekoms as mens, 'n toekoms as 'n gemeenskap en vir toekomstige geslagte. Lank leef die Komani San, lank leef.